Goeiedag en welkom by ons podcast vanoggend. Dis ons eerste podcast vir die beradingsentrum, die Lighuis Middelburg Beradingsentrum podcast deel 1. En ons gaan sommer net lekker vandag deel rondom waarvoor die beradingsentrum hier is, hoekom hy hier is, wat se rol hy speel in die gemeenskap, in ons groter gemeenskap van Middelburg. Hier saam met my kuier Rudy en sy vrou Christa is ons geestelike leiers by die beradingsentrum. Hulle is in beheer daarvan. So ons gaan lekker daar rondom journey en dan ook vir jou sê hoe kan jy betrokke raak sou jy wou. Rudy, welkom vanoggend. Baie dankie. Dis lekker om saam met jou te kuier vandag en verdeel 'n bietjie met ons. Die beradingsentrum is op 'n strategiese plek geplaas volgens my. Jesus het dit gebou, hy het dit beplan. Dis daar vir 'n rede. En dis nie net 'n kerk ding nie, maar dit is 'n toevoeging tot die gemeenskap. Ja. Deel 'n bietjie met ons. Wat se rol speel die beradingsentrum in die gemeenskap? Wat baie belangrik is op hierdie stadium is ons bedien ons gemeenskap, nie net ons kerkmense nie, maar die hele gemeenskap. En dit gaan vir my daaroor. Vrouens wat in mishandeling is, kinders wat in mishandeling is en hulle sit met 'n seer wat hulle nie weet waarheen nie en waar moet hulle gaan gesels nie. Dit is deel van dit wat ons doen om dan hierdie mense te kan kom help. Ons doen huweliksberading daar. Ons doen geestelike voedsel vir mense om mense te help om te kan groei in die woord. Baie kere het ek al mense gehad wat daar by my kom sit en dan het hulle geen idee wat om te doen met dit wat hulle uit die Bybel uit kry nie. En dis wat ons dan doen en dan kom gee ons vir daai mense leiding. Ek het op 'n stadium mense gehad wat gesê het, ja, maar as jy praat van berading dan is dit bevryding. Dit is die ding, nee, en ek dink ons gou daaraan raak is, mense se idee van berading en 'n beradingsentrum is hierdie geestelike ding en hier gaan nou, jy weet as jy daar staan, die demone gaan rondhardloop en that's where we, but that's not it. Daar's 'n klein gedeelte daarvan wat may happen, maar nie die meeste van die tyd nie. Daar's meer as dit. Vir my, ek dink in al die tyd wat ek betrokke is by berading, het ek miskien 5% gehad wat bevryding was. Die res van die tyd, ek en my vrou, die span wat saam met ons werk, ons is daar om 'n lig aan te sit. Dis sodat mense kan sien, wat sê die woord? Want dis waar ons begin, dit is ons beginpunt en dis ook waar ons eindig, die woord van God. En dis wat ons toepas. Dis vir my mooi dat jy sê jy sit 'n lig aan. Jesus is die lig. Yes. En jy wys na die woord toe en Jesus sê ek is die lig en hy sê en die woord het mens geword en die woord was by die mens en was by God en alles het wat ontstaan het deur die woord ontstaan. En dan Jesus praat van hy is die woord, hy is die lig. En op daai punt dan dis nogal belangrik om dit te noem want ek dink daar's die idee dat Christene is nie veronderstel om gechallenged te wees nie. Christene is nie veronderstel om deur moeilike tye of te stres of depressie te hê of daai goed en ons kan hier sit en sê ja, en ons is nie veronderstel nie, maar tog is daar soveel Christene wat gebuk gaan onder die druk van die wêreld en dit is daar, ons is nie gevrywaar daarvan nie. Ons is nie. En jy het gepraat oor kinders en ek dink kom ons net vir 'n oomblik gou stil staan by kinders. As ons gaan kyk na die statistieke in vandag se tyd, die geweldige druk waaronder kinders is, selfmoorde wat plaasvind, hartaanvalle. My vrou sê vir my daar's 'n seun wat 13 is nou in die week iewers op 'n sportveld aan hartaanval oorlede. Die druk is geweldig groot. En so dis nie noodwendig 'n geestelike demoniese ding wat moet gesort word nie. Dis 'n emosionele ding wat moet aangespreek word. En dis waar julle dan in die prentjie inkom en julle het die tools deur leiding van die woord en die Heilige Gees om hierdie mense aan te praat. Net vinnig 'n kort en ek sit nie nou op die spot, maar 'n kort verduideliking van 'n eenvoudige sessie wat dalk gehou sal word met 'n kind. Net van waar begin julle en wat is julle einddoel? Wel, as ek begin met om 'n sessie te doen met 'n kind, enige een wat minderjarig is, se voog of se ouer moet ook die eerste keer saamkom. Ek het daai persoon se toestemming nodig alvorens ons 'n kind kan bedien.
Ja. Dit maak nie vir my saak wie die voog is nie. Ja. Dit moet net 'n wettige voog wees Yes. en dis vir my belangrik. Maar wat gebeur is in 'n sessie, ons sal afhangende van is dit 'n gespreksessie of is dit speelterapie. Ja. In die sessie met 'n gesprek sessie gaan ons dan 'n gebed doen en bietjie met die kind gesels dat hy vir ons kan oopmaak, dat hy ons kan leer vertrou. Vertroue En is dat, belangrik. ja, en dat hy dan met ons 'n pad kan begin stap. Ek het 'n wonderlike kinderberader Beautiful. wat Ja. spesifiek met dit werk. Ons het nog een gehad en ons op hierdie stadium staan sy bietjie terug, maar ek glo sy sal weer by ons inskakel. En dan wat ons dan doen met hulle is waar dit gespreksessies is. Dan gaan ons deur en ons luister na sy probleme en ons bid saam met hom en hanteer die probleme. En baie keer het ek nodig om teruggaan na die ouers toe en vir hulle sê, hoor hierso maar ek het so en so 'n probleem wat nodig is om aangespreek te word. Ja. Ander kere is dit 'n kwessie van 'n kind wat nie mag sê wat hy voel of ervaar nie. En dan kan ons ook die ouers inbring en sê, okay, maar kom sit hier so, hoor wat sê jou kind. En Rudy, dis 'n algemene ding. Jy weet, ek het 2 seuns, tienerseuns, en ons het 'n beautiful relationship en hulle deel amazing goed met my, maar ek het al opgetel hoe hulle dalk sal oopmaak teenoor, kom ons sê Pastor JP wat die in beheer is van die jonger mense oor sekere aspekte omdat ek die pa is en hulle is dalk bietjie versigtig om oor daai ding te praat. En so dit gaan nie altyd net daaroor dat jy is 'n mislukking as ouer nie of jy het 'n bad job gedoen nie. Dit gaan oor die samelewing waarin ons leef, sit hierdie verskriklike hoë eise op 'n kind en hierdie verwagting op 'n kind. En ons as ouers, baie keer sonder dat ons dit weet, sit hierdie verwagting op ons kinders dat hulle moet presteer en hulle moenie foute maak en dit onderdruk baie keer die emosies. En so sessies sien ek is 'n bitter waardevolle ding vir 'n kind. Enige kind daar buite al net once in a while. Ja. Dit is, ek kan vir jou sê, ons as groot mense, kinders van die Here, kry ook 'n probleem. Ja. En wanneer ons 'n probleem het, is dit nie altyd maklik om te praat daaroor nie. Ja. Dis waarvoor ons daar is. Soveel te meer vir die kinders. Hulle het dit nodig. Ja. En dis hoekom ons hulle graag wil bedien. Die ouetjies wat nie kan gesels nie, ons vat hulle vir die speelterapie. Ja. Uit dit kom daar weer 'n klompie goedjies wat ons dan met die kind hanteer en weer teruggaan na die ouers toe. Daai is mooi, Rudy. Julle het metodes, julle het strategieë hoe om 'n kind te laat hulle hart oopmaak. Hoe om by dit uit te kom. En daai is waardevol. Jy weet die woord sê my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En baie keer is dit 'n geval van in hierdie gejaagde lewe het ons nie noodwendig die tyd om boeke te gaan lees of dit die woord so te gaan ondersoek dat ons weet maar hoe kom ons by daai gedeelte van ons kind se hart uit nie. Maar julle het, dis julle werk, dis wat julle doen en julle gee julle tyd verniet. Julle sit julle tyd daarin en julle het daai know-how hoe om dit te doen. So as dit kom by kinders wil ek die luisteraar uitnooi en sê as jy weet van 'n ouer wat dalk 'n kind het wat net so bietjie lyk of hy toemaak en nie oopmaak nie, kontak die beradingsentrum, raak betrokke, hoor hoe kan hulle en die beradingsentrum se doel is nie om foute uit te wys nie, maar om julle bymekaar te bring, om die ouer en die kind weer bymekaar te bring en daai koneksie te maak wat baie keer ontbreek in ons samelewing. Rudy, net vinnig oor die huwelike. Ek dink in die tyd wat ons leef is dit 'n bewys, die statistieke sê dit 50% van alle huwelike eindig op egskeiding. Dis korrek. 30% minder mense trou in vandag se tyd as 10 jaar terug. So huwelike is onder geweldige druk. En wat is die tipe druk wat die huwelike daar buitekant ervaar? Want ek gaan vir jou sê, kom vra ek. Mense dink hulle is alleen. Jy weet 'n vrou luister hierna of 'n man luister hierna en hy dink ek is alleen. Dis net ons wat daardeur te gaan, ek moet beter doen. Maar dis nie die waarheid nie. Wat is die tipe druk wat mense daar buite algemeen ervaar? Ja, kom ek begin met dit so te stel. Ons het in die laaste jaar ongeveer 500 sessies gedoen by hierdie sentrum. En ongeveer 100 van hulle. 500. Ja, ongeveer 100 van daai sessies het gegaan oor huwelike. Ja. Waar daar miskien mishandeling in die huwelik was of 'n misbruik van een of ander ding soos die alkohol of so. En dit het effek op
huwelik gehad. Dit het 'n groot effek op kinders. Ons het nou Ja. oor hulle ook gesels. So dit is waar ons 'n gesin wil kom help. Ja, Nou in so 'n geval, kyk ons na beide geval, die man en die vrou, ja, en ons wil albei van hulle weer op 'n punt kom waar hulle by mekaar gaan wees, Yes. maar ook dat hulle by Christus gaan wees. amen. Dis Yes. vir ons die belangrikste. Ons sal nooit aanbeveel dat 'n paartjie moet skei nie. Ja. Dis nie by ons in nie. Ja, Ons sê wat die Bybel vir ons sê, en dit gaan vir my daaroor dat 'n vrou wat seer gekry het in haar huwelik moet welkom wees met ons te kom gesels. ja. Sy moet kan oopmaak, sy Ja. moet kan weet hier word ek vertrou. ja, Nou deel van dit wil ek ook sê, ons staan basies onder dieselfde eed as ek dit so kan stel as 'n dokter. Dit wat jy met my bespreek in 'n sessie ja, is vertroulik. confidential. En ek gaan niks oordra aan 'n ander party, selfs nie eers teenoor jou, as ek nie my kliënt se toestemming het Ja. om met jou daaroor te praat nie. En as die vrou by ons sou sit en sy praat met ons oor wat goed wat gebeur, en ons kry hulle later op 'n stadium in wat ek die man en die vrou sien, as daar sekere goed is wat sy nie bereid is om voor hom te gesê, dan gaan ons nie daaroor praat. Ja. Hoewel ons graag wil hê daar moenie geheime wees nie. Ja, maar dit moet van die persoon se kant Dit moet afkom. van hulle kant af kom. Rudy, jy het nou die ekstreem, die drankmisbruik of die geweld binne in die huwelike aangeraak, maar wat 'n groot rol het die druk van die samelewing, druk van die werk, die sosiale druk daar buite, die verwagting daar buite van jy moet geld hê en jy weet op die man en die vrou. Wat 'n ongelooflike druk het hierdie samelewing, die verwagting daar buite op die huwelike. Huidiglik sien ons dat daar 'n massiewe groot druk daarop is. Ja. In die sin dat mamas en pappas werk, Ja. en hulle is vroeg uit, laat in. So hulle het ook nie eers tyd om aan die kinders te spandeer nie. En Of kom met hulle mekaar nie. of met mekaar. Nou kom hulle vanaand by die huis en nou is daar 'n klomp goed wat gedoen moet word. Maar het 'n lang dag agter die rug en daar's nie tyd om met mekaar te kan sit en gesels eers nie. Ja, en dan eskaleer dit. Ja, en dit raak al hoe erger en al hoe erger. Ja. Ek kyk na my eie dogter. Sy praat vanoggend gou met ons en sy sê jammer, ons kan nie meer video call nie. Ek is so stil. Maar ek is so besig. Ja. En dis Die nie net lewe by is my gejaag. dogter wat dit so is nie. Ek Ja. sien dit oralste. Ja. Ons maak baie kere ons met mense afsprake hier en dan bel hulle ons en sê hoor hierso, ek moet my afspraak kanselleer. My kind het sport en ek het die Ja. wat ek moet doen daai, en ja, ons maak weer 'n opvolg en ons sien mekaar weer. Ja. Maar dit gebeur. Rudy, so julle het net soos met die kinderberading, het julle metodes en strategieë. En ek kan dit eintlik noem, julle het eenvoudige raad wat so waardevol is, sou mense dit dan begin toepas om weer die huwelik te herstel, weer die intimiteit tussen die koppels te herstel, weer die liefde te herstel, weer die vergifnis te herstel en dit weer op 'n plek te bring waar 'n koppel weer verlief kan wees op mekaar. Dit is die verwagting. Dis korrek. Dis wat ons graag wil hê, Amen. dat daai paartjie weer by mekaar kan staan. Ja. Maar meer as dit, dat hulle saam met mekaar Yes. Ja. in 'n verhouding met God kan Ja, staan. beautiful. Hoor net, as jy weet van 'n vriend wat swaar trek met hulle huwelik, en al kom net die man of vrou vir 'n sessie en kom hoor, wat is die raad? Wat kan ons doen? Dan at least is dit die begin in die regte rigting. En miskien is een kuier genoeg. Miskien is een kuier genoeg om dit in die regte rigting in te druk. En dis nie eers nodig vir 'n tweede kuier nie. Maar maak 'n afspraak of deel hierdie podcast met iemand en sê vir hulle daar is 'n plek. En daar is mense wat hulle tyd, hulle eie tyd, hulle vrye tyd daar buite doen. Rudy, op hierdie stadium doen ons, wag, laat ek net eers gou hierna toe gaan, maar dis nie al berading nie. Ek meen, daar's ook trauma berading wat jy doen. Korrek, ja. Mense wat in ongelukke was, kinders wat mense wat kinders afgestaan het en dood. Net vinnig ietsie oor trauma berading buite in die gemeenskap. Kom ek sê so, ons bedien ook mense wat deur traumatiese gebeurtenisse gegaan het, maar selfs so ver terug as 40 jaar terug. Ja. Ja. Vroutjie wat
verkrag is deur haar pa van ma, dingetjies wat gebeur het. Ja, En sy het nooit die voorreg gehad het om met iemand daaroor te kom praat nie, en dit hou vas. ja. Nou kom sy en sy kom hier sit en gesels en sy kan daai goed neersit. Sy kan Ja. mense begin vergewe en dan 'n pad stap. Rudy, as jy dit noem, dan dink ek hy skryf wat sê, moenie jou parels vir die varke gooi nie, maar onwetend doen ons dit. Jy sit met 'n seer, jy sit met trauma en jy wil dit met iemand deel en dan deel jy dit met die verkeerde persoon. Partykeer 'n vriend of familielid. En dan backfire daai ding heeltemal. Jy weet dit word 'n kinderstorie of dit Ja. blou en dan onttrek 'n mens dieper en dan in my ervaring is dan word daai ding nooit gesond nie. Maar dit beïnvloed jou karakter. Dit beïnvloed die manier, kom ons sê dit was in die huwelik, die manier hoe jy in jou volgende huwelik dan optree. Of dit was in besigheid, die manier hoe jy in die toekoms in besigheid op by 'n werksplek. En sonder dat jy dit besef, beïnvloed dit jou karakter en dit word jou identiteit. En dis nie wat Jesus wil hê nie. Jesus wil ons vrymaak. Hy wil ons losmaak en skoonmaak. Hy sê hy verwyder gister, hy verwyder jou sonde so ver soos die ooste van die weste. Hy maak jou weer skoon en gee jou 'n tweede kans. En dit is die doel van berading, nê? Is om Dis iemand korrek, ja. weer 'n kans te gee en te sê ons dien 'n God van tweede kansse. Ons dien 'n God wat maak nie saak wat jou verlede is nie, maak nie saak wat se labels jy al op jouself geplak het of die verlede of die omstandighede nie. Jesus kan dit herstel. Hy is in die werk om te herstel. Paulus sê, unto me has been entrusted the ministry of reconciliation. God wants to reconcile with you en daardeur reconcile ons ander verhoudings op. Crucial, waardevolle punt. En dis wat se rol julle in die gemeenskap. En daar's nog, en ons gaan die hele dag gesels rondom die werk wat julle doen. Maar ek wil hierdie statement maak. As so 'n beradingsentrum sou toemaak, dan moet daai plek gemis word in die gemeenskap. En ek wil sê vanoggend verseker, jy weet vir die 500 sessies wat julle tot nou toe gedoen het, ek dink laas jaar was dit by 1000 rond gewees vir die jaar, daai 1000 mense wat bedien is, of sessies wat gehou is, het 'n impak in iemand se lewe. Dis definitief. In 'n huwelik. Ja. Iemand is beter af. Ja. So sou hierdie beradingsentrum toemaak, dan sit ons met 'n leemte in ons gemeenskap. Dis korrek, ja. So ons deel van hierdie gesprek vanoggend is om julle die beradingsentrum bekend te maak aan die persoon daar buitekant. En ons wil jou vra, deel dit. Deel sodat daar mense is wat weet daar is 'n plek om heen te gaan. Jy hoef nie aan die Lighuis Middelburg te behoort nie. Jy hoef nie aan 'n Pinksterkerk te behoort nie. Jy hoef nie aan 'n sekere denominasie te behoort nie of wat ook al nie. As jy seer het en jy glo in die Here Jesus Christus, want glo jy nie in die Here Jesus Christus nie, kom, ons gaan jou aan hom bekendstel. Ons gaan hom aan jou bekendstel. Yes. Maar het maak nie saak wie jy is. As jy daar buite is en jy het seer of jy weet van iemand, stuur hierdie ding uit en sê, hey, daar is 'n plek wat omgee, soos Christus omgee vir jou. En deel hiervan, Rudy, is julle doen dit verniet op hierdie stadium. Heeltemal. Julle sit julle tyd in 5-6 dae 'n week is julle by hierdie beradingsentrum in die aande tot hoe laat. As daar iemand vanoggend hierna luister en hulle soos hierdie plek doen 'n goeie werk, hoe kan hulle betrokke raak? Wel, dis vir my 'n baie belangrike punt. En dit is, ons het ook uitgawes wat soos ons krag en daai tipe van goedjies wat gedoen moet word. So, ons hou golfdag vir 'n fondsinsameling en dan ons volgende golfdag, 25 September. Nou, ons kort borge en ons kort... Het jy die plakkaat hier? Ja, Gee my die plakkaat, ek gaan hom hier voor die kamera hou. Ek hoop nie hy blur nie, maar ek wil dit net so hou dat die ouens dit sien. Maak nie saak, jy kan dit op Facebook en op sosiale media gaan kry. Ons golfdag is nou binnekort in September en daarso is 'n klomp maniertjies om betrokke te maak, maar dis reg, ja. So die opsies, Rudy, is wat se opsies is daar as iemand sê, weet jy, okay, ons wil bydra. So julle hou die ons hou die golfdag een keer 'n jaar en die fondse wat ons insamel daar is genoeg dan om ons te dra deur die jaar. Wel, normaalweg ja. Ja. En ons hoop dit gaan hierdie jaar ook weer so wees. Maar ons het die gemeenskap nodig om ons te help dan. Ja. Sonder die gemeenskap gaan ons dit nie reg kry nie en daarom vra ons dan ook enige ou wat betrokke wil raak by dit, wat ons wil ondersteun in dit wat ons doen, is welkom. Hulle kan die kerk kontak of hulle kan die beradingsentrum kontak. Ons plakkate is op Facebook en
op die sosiale media goed van die kerk, so hulle kan ons kontak, die inligting is daar. Raak betrokke en dink altyd daaraan, jy het dit dalk nie nou nodig nie, maar jou buurman, 'n familielid, hulle het dit nodig Ja, en ons is daar om te help. dis baie soos bloed skenk. Die persoon wat bloed gaan skenk, die kans dat hy bloed gaan nodig hê, somewhere is bitter skraal. Maar die persoon wat die dag bloed nodig het dit nodig. Dis En korrek. dan dink 'n mens vir die eerste keer wat 'n waardevolle bydrae dit was. Ja. En ek stem saam. As jy wil betrokke raak en jy sê, ek wil bydra by hierdie bediening. Ek wil dit moontlik maak. Die heel eerste ding is, kyk of jy kan betrokke raak by hierdie golfdag. Is in September. En as jy dit dan gemis het, jy luister dalk na die podcast na September, dan kan jy nog steeds die beradingsentrum kontak. Rudy, het jy die nommer van die beradingsentrum? As jy hom so lank vir ons reg kry, dan kan jy die beradingsentrum direk kontak. Dit val onder die sambreel van die Lighuis Middelburg, maar dit hardloop heeltemal op sy eie. Die fondse wat ons daar insamel, gaan vir hierdie ongelooflike nodige werk wat moet gedoen word in ons gemeenskap. Vir almal, alle denominasies, enigiemand is welkom. So dan kontak asseblief die beradingsentrum. Sou jy voor einde September hoor van die golfdag en selfs volgende jaar gaan ons weer 'n golfdag hê, daar is pypies wat kan gesponsor word. Jy kan 'n bydrae maak vir geskenke. Jy kan 'n bydrae maak en kom golf speel. Asseblief, as jy weet van iemand wat golf speel, stuur hierdie uit en sê, hey, jy's 'n Christen, jy's my pel en ek weet jy hou van golf speel. Hierdie gaan sommer vir 'n goeie doel op gaan speel net golf. Is al wat ons jou vra, kom speel saam golf en betaal vir jou 4 bal sodat ons hierdie kan verder vat. Rudy, lees vir ons die nommer, sommer so 2 keer herhaal hom mooi stadig sodat wie ook al luister die nommer het. Goed, hierdie nommer is ons telefoonnommer, maar ook ons WhatsApp nommer. En ek wil vra as jy nie dadelik antwoord kry nie, want die persoon wat in die kantoor is, wat die foon beman, mag dalk in 'n sessie wees en dan gaan sy nie dadelik aan antwoord nie. Wat jy doen is, los 'n boodskap en hulle kom terug na jou toe. So die telefoonnommer is 060 672 4925. Ek herhaal dit weer. 060 672 4925. Dis hy. Rudy, ons gaan afsluit. En ek wil hê jy moet vir die kamera kyk en vir ons 'n kragtige kort gebed spreek oor elke persoon wat na hierdie podcast luister vandag, wat dalk seer het. Wat ook self deur trauma is, wat self in die huwelik sit, of dinge het van die verlede. Kom ons bid 'n gebed tot hierdie persone wat hierna luister. Baie dankie. Here, ons sê vir die dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanmôre hierdie podcast te kon doen. Maar Here, meer dankie vir elke persoon wat hierdie podcast kom hoor. En Vader, ek wil bid, U ken elkeen se behoefte, U ken elkeen se seer, U ken elkeen in wese, en ek wil bid, Vader, dat U by elkeen kom stil staan, hulle kom aanraak, Here, en Vader, dat daar verandering in lewens sal wees, en nie dit wat ons doen nie, maar dit wat U doen, my God. Al die eer is U se, in Jesus naam, amen. Dankie julle, dankie Rudy, dat jy saam met my gekyk het. Deel hierdie asseblief, share dit met iemand, jy red dalk net 'n lewe of 'n huwelik. Hê 'n wonderlike dag. Amen.